Praise the Lord, praise the Lord. So terwyl ons so staan, psalms is altyd vir my 'n plek waar 'n mens kan gaan. Want baie van ons staan vanoggend hierso en Joe sing en hy begelei ons en die sang sê, steek op jou hande, ongeag van jou omstandighede. Psalm 118:24 sê, this is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad. Daar's 'n ou Pinksterliedjie. This is the day that the Lord has made, that the Lord... Dis hoekom Joe dit doen en nie ek nie. Maar dit is wat die Here vir ons kom doen het. Hierdie, vandag. En ek weet nie hoe jy ingestap nie. Ek weet nie hoekom het jy gevoel jy moet vanoggend hier kom. As dit uit tradisie uit is, dan sê ek bly jy's met ons. Maar as dit 'n soeke, 'n honger is, om te sê, I throw up my hands, I want to praise you, dan is ek net so dankbaar, want jy's op die regte plek. Want hierdie is die dag wat die Here gemaak het, om met jou te kom ontmoet. Hy wil iets wakker maak in jou, hy wil iets vir jou bring, hy wil vir jou lewe gee, ongeag van jou omstandighede, ongeag van jou donkerte. Kan jy so na die een langs jou toe draai en sê, this is the day that the Lord has made. En dan sal jy na die ander een langs jou toe draai, jou tweede keuse. En dan sal jy die volgende versie vir hom sê, kan jy vir ons die vers opsit asseblief? I will rejoice and be glad in him. Hemelse Vader, dankie dat ons vreugde kan vind in die saam wees, in u grootheid, in u goedheid, in u guns. En ons bely dit, al lyk ons lewens baie keer nie so nie. Al voel ons dit nie aan ons lyf nie, al voel die gesondheid nie, dat ons dit mag sê nie. Al twyfel ons en wonder ons en ons stap in donker oomblikke in. Dan wil ons saam met Dawid uitroep, Here. 'n Psalmskrywer wat sê, this is the day, vandag het u vir ons gegee, om u te kan aanbid en u naam te kan groot maak. En ons verheug onsself daarin, ons verbly onsself daarin. Dit is ons worship en ons aanbidding vandag, om dit te bely. Ons sê dit baie, baie dankie in u naam. Amen. Amen. Ons gesels vanoggend oor feesviering. Ons is besig met 'n ontwaakreeks. Word wakker vir God se teenwoordigheid, word wakker vir wie God is, dat hy Vader, Seun en Heilige Gees is, die drie eenheid, dat hy nader aan ons gekom het, dat hy met ons hier wil wees, dat hy ingebreek het in ons teenwoordigheid, saam met ons hier by ons is. Maar saam met dit, dat hy ook vir ons 'n manier, 'n wyse gee om ons lewens te rig. En ons het nou al 'n paar van hierdie dissiplines hanteer. So wanneer mense geestelike dissiplines hoor, en dis waar ons begin, dink hulle baie keer aan harde werk. Dit gaan oor selfbeheersing, miskien gaan dit oor stilte, dit gaan oor iets opgee, oor vas, of dalk 'n gebedslewe, en mense het 'n baie sekere prentjie van hierdie las wat op ons geplaas word, as ons dink aan geestelike dissiplines. Maar dinge wat ernstig klink, is gelyk aan gewoonlik geestelike spiritualiteit. Maar kyk na Jesus se lewe, dan sien ons eintlik 'n ander deel daarvan. Ons sien 'n vastigheid met 'n taak op sy skouers, en tog ook dat hy dit doen vreugdevol. Ons lees gereeld hoe hy saam met ander of eet. Herman het nou dag, of Jan het nou dag genoem van Lukas, as toe ons dink aan die gasvryheidsgedeelte. Hy is of op pad na 'n maaltyd toe, of weg van 'n maaltyd af, of by 'n maaltyd. Lukas se evangelie. So ons sien soveel geleenthede waar hy saam met ander die lewe deel en normaalweg die lig in daai gesprekke bring. So Dallas Willard sê in The Spirit of Disciplines, die geestelike dissiplines is nie 'n manier om God te ooreed om iets vir ons te doen nie.
So ons doen nie geestelike dissiplines om God se arm te druk, of om hom om te koop, of om ons saligheid te bewerk nie. Eerder, maar om onsself in 'n posisie te bring, waar ons die lewe van Jesus kan ervaar. Die feit dat ons hier by mekaar kom as liggaam van Christus op 'n Sondag in aanbidding staan, beteken nie dat ons ergens ons name opgeskryf word van bywoning nie. Maar eerder dat wanneer ons hier opdaag, staan ons ontvanklik om van hom te leer te ontvang. So Jesus se dissiplines was lewensritmes wat hom voortdurend in die teenwoordigheid van sy Vader geplaas het. En so word hierdie ritmes, hierdie dissiplines wat ons hanteer, soos feesviering, 'n plek wat ons bring nader aan God. So dis nie die einddoel, maar dis 'n manier om daarby uit te kan kom. So ons is al 'n rukkie op hierdie reis van ontwaak, en op hierdie stadium wil ek sê geestelike ritmes is nie iets om in 'n dag of 'n week of 'n maand af te handel nie. Soos ek genoem het, dis nie die doel in op self nie. Ons bemeester nie geestelike dissiplines nie. Ek dink nie een van ons kan op 'n plek kom wat ons kan sê, ek het nou hierdie vasding gedoen en ek weet presies hoe hy werk en ek is nou klaar met hom. Hoe kan ek nou na die volgende standaardgraad, hoe kan ek nou aanbeweeg nie? Inteendeel, dis die oefening wat die transformasie en die verandering bring. Jy kan hoeveel keer stilte tyd gaan doen of in stilte wees en elke keer gaan die Heilige Gees iets anders na vore bring. So dis nie 'n idee van dissiplines wat dat jy eensaamheid of stilte of vas of dan aanbidding of feesviering bemeester nie. Het gaan nie daaroor om goed daarin te word nie. Ons doen daardie dinge bloot sodat ons kan lief hê en sodat vreugde deel van ons lewens kan word. Hoekom? Want wanneer ons daarmee is, dan ontvang ons die Heilige Gees se teenwoordigheid, of ons maak onsself oop daarvoor. So jy hoef nie haastig te wees hiermee nie. Moenie voel dat jy kry dit nie reg, jy gaan dit nie weer doen nie. Ons begin maar met die ervarings elke keer. Dis 'n soort van, as ek nou dink aan hoe baie mense aan hulle geestelike lewens dink, dan is dit amper 'n speed dating proses. Ek hardloop in, hê 'n vraag of 2 en dan beweeg ek na die volgende. So ek moet in 5 minute die hele verhouding probeer opsom. Maar wanneer ons met die Here werk, wanneer ons in sy teenwoordigheid kom, dan sit 'n baie stadige leerproses. Teenwoordig word. So celebration, is nou maar die Engelse woord wat ek vandag so 'n bietjie wil gebruik. Die Afrikaans, die viering, beteken dat ons saamkom met ander wat God ken. Om te eet, of te kuier, of net mekaar se teenwoordigheid te geniet. Of te sing en te dans, om stories te vertel van God se optrede in ons lewens. En daarom het ek begin met 'n Psalm 118 en vir jou gevra om jou getuienis teenoor die een langs jou te sê. Want dit maak iets in ons harte wakker, soos wat ek genoem het, want baie keer voel ons dit nie. Maar die oomblik wat ons hierdie woorde begin sê, of ons gedagtes rig op dit wat daar bo is, dan verander iets in ons harte ook. So, wanneer ons praat van viering, of van celebration, of van blydskap in hierdie viering, dan is dit nie om ligsinnig te wees nie, of om kinderagtig te wees nie. Dis eerder, of selfs oppervlakkig te raak nie. Maar dis eerder 'n vreugdevolle joy, blydskap, wat elkeen van ons beleef. Die Bybel is vol voorbeelde van hierdie. Ons het genoem van 'n Dawid wat voor God dans. Jesus wat 'n wonderwerk doen by die bruilof in Kana. Dis 'n vreugdevolle dag. Al daardie feestydperke in Israel, die vieringe van hulle saam wees met God. Ons dink aan 'n Miriam, Exodus 15 vers 20, wat dans en sing met 'n tamboerijn. Ons dink aan Deborah wat sing en musiek maak. Ons dink aan 'n Dawid in 2 Samuel 6, 12, die message vertaling. Jy kan hom dalk vir my opsit. 2 Samuel 6 vers 12, die message. Hy sê, David returned home to bless his family. Michal, Saul's daughter, came out to greet him. How wonderfully the king has distinguished himself today, exposing himself to the eyes of the servants' maids like some burlesque street dancer. David replied to Michal, in God's presence, I'll dance all I want. He chose me over your father and the rest of our family and made me prince over God's people, over Israel. Oh yes, I'll dance to God's glory.
more recklessly even than this, and as far as I'm concerned, I'll gladly look like a fool. Ek kry nogal die prentjie van 'n Dawid wat soos 'n Eugene Peterson in hierdie message vertaling sê 'n burlesque dancer is. Wat vir ander dalk shameful lyk, sê hy, dis wie ek is voor die Here en die Here aanvaar my net so. So ons sien dat hierdie Dawid dit ook kan doen. Hy leer ons, hy wys ons hoe om dit mee om te gaan. So hoekom fees ons? Hoekom vier ons? Hoekom is dit een van die dissiplines? 'n Dissipline wat ek dink ons dalk verleer het, soos wat ons aangegaan het. Omdat ons baie keer die ligsinnige kant van dit uitgebring het en nie die diepte van die feesviering beleef het nie. So Jesus leef nie buite die Ou Testament nie. As ons Jesus se lewe lees, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die evangelies, dan sien ons dat hy gereeld deelneem aan die Ou Testament feeste soos wat hy dit geken het. Dis waarmee hy groot geword het. So hy leef binne daai feeste. En die feeste van Israel was juis hierdie raamwerk waar binne vreugde en herinnering gekombineer is. Want dis die doel van 'n fees of van 'n feesviering, is sodat ons kan iets onthou, in hulle geval, wat die Here vir hulle gedoen het, wat God die Vader vir hulle gedoen het, maar saam met dit, dat ons mekaar kan herinner aan wat die Here gedoen het. So dis die vreugde wat gebeur. So wanneer ons saam kuier of by 'n geleentheid is en ons vier fees saam, dan deel ons iets, soos wat ek vanoggend gemaak het met die kindertoewyding. Ek het so 'n bietjie 'n ietsie vertel van hoekom is dit vir ons so belangrik dat ons dit doen. Ek het dit met julle gedeel, sodat elkeen van ons ook dit kan gaan oordra na generasie. So dis die idee van feesviering. So kan ek vinnig net deur die 7 groot feeste hardloop wat in die Ou Testament is. Levitikus 23. Jy kan so intoe blaai, jy kan dit bietjie later lees, is 'n redelike lang stuk. Ek gaan nie die hele stuk lees nie. Ek wil net die hoofpunte van hierdie feeste vir ons uitbring, want ek dink is so belangrik om die konteks te skep waarbinne Jesus fees gevier het vir onsself ook. So vroeg in die Bybel lees ons reeds van hierdie feeste wat deur die volk van die Here gevier word. Die Here het self hierdie feeste ingestel. Dis hierdie verbintenis wat hy met sy volk gehad het en die opdrag wat hy gegee het, hierdie is my feeste. So wanneer julle dit doen, dink julle nie aan ander goed nie, julle dink aan dit wat ek vir julle gedoen het en die verhouding waarbinne ek met julle staan. Met elke fees was daar ook natuurlik 'n dieper betekenis vir Israel geweest. Daar was 'n geskiedenis. Het was nie net 'n bymekaar kom en omdat ons nou maar niks anders het om te doen, steek ons 'n braai aan nie. Dis eerder hier's 'n storie, hier's 'n belofte wat aan hierdie fees geheg word. Ander feeste het weer gebeure in Israel geskiedenis herdenk en weer het hulle ook die dankbaarheid teenoor God gewys. So as ons Levitikus 23 na kyk en ons sien dadelik dat hierdie feeste van die Here afgekom het, dan sê hy byvoorbeeld, die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, die feeste wat julle tot my eer moet vier, moet gewyde byeenkomste wees. Levitikus 23 vers 1, hy begin dan met die Pasga. Nou die Pasga is daai maaltyd wat Jesus gaan deelneem het in Jerusalem. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen laatmiddag, is die Pasga van die Here gevier, Levitikus 23 vers 5, die heel boonstene. So die Pasga gaan net daaroor om die genade van God in herinnering te roep. Dit wat hy vir hulle kom doen het, toe hy hulle uit Egipte uitgehaal het, onthou julle daai verhaal, die oudste wat sterf, die eersgeborene wat sou sterf, as hulle dan op die deurkusyne die bloed maak, dan sal die doodsengel by hulle verbygaan en hy lei hulle uit Egipte uit en hierdie Pasga maaltyd is 'n herinnering daarvan. So elke jaar wanneer hulle hierdie fees vier, onthou hulle dat God hulle uit die verdrukking, uit die ballingskap uitgehaal het en vir hulle beloofde land gegee het. So dis nie net dis nou maar hierdie tyd van die jaar en nou hou ons dit maar net nie. Nee, daar's soveel betekenis wat hulle na vore roep wanneer hulle hierdie Pasga maaltyd vier. So die Here het egter vir Israel sy volk met wie hy hierdie verbond gesluit gesê dat hulle die lammetjie moet vat en hierdie lammetjie moet slag, die unblemished lamb wat hy moes slag. So bloed moes vloei. Die fees van die ongesuurde brode, Levitikus 23, op die 15de dag van hierdie maand begin die fees van ongesuurde brood vir die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brood eet. Is 'n opdrag om vir die hele week lank
saam te kan kuier. Een van die stukke wat ek gelees het in voorbereiding sê, as jy al die feesdae bymekaar tel, want party van hulle was 'n dagfees, maar meeste van hulle was ten minste 7 dae lank gewees. As jy al daai dae bymekaar tel en jy tel elke Sabbats 'n maaltyd wat eintlik ook 'n mini feesmaal is van dit wat die Here vir ons kom doen het, die rusdag, dan kom jy amper op 3 maande. So dis vir die Here so belangrik dat ons gereeld amper 'n derde, wat sit 'n kwart van 'n jaar onsself herinner aan sy teenwoordigheid en sy goedheid. Die fees van ongesuurde brode, die fees van die eerstelinge, Levitikus 23 vers 9, wanneer in die land kom wat ek vir julle gaan gee en julle die graanoes insamel, moet julle die eerste gerf van julle graanoes na die priester toe bring. Dis daai eerste gedeelte van alles wat ons bymekaar maak, om net te sê, dit is nie uit ons goedheid of uit ons hand uit nie, ons is afhanklik van hom. Dis die bedoeling. Die versoensdag is dan of die fees van eerstelinge en dan die fees van die weke. Vanaf die dag van die Sabbat, vanaf die dag waarop jy 'n gerf as gewyde gawe gebring het, moet jy die dae aftel, 7 volle weke moet dit wees. So jy kan sien hier is 'n langer fees wat nou gevier word, waar binne hulle gereeld hulle moes herinner aan God se teenwoordigheid. Die fees van die trompette, wat ons nou net gehad het hier in September maand. Die Here het vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, die eerste dag van die 7de maand moet vir hulle buitengewone Sabbat wees, herdenkingsdag, aangekondig met 'n geskaal en 'n heilige byeenkoms. Levitikus 23 vers 23 tot en met 25. So hierdie fees van trompette moes 'n rusdag, 'n gedenksdag gewees het, heilig gewees het, eenkant gesit, gepaard gaande dan met trompette wat geblaas word of 'n ramshoring wat geblaas word, soos ons in Numeri 29 sien. En dan die groot versoendag, die onthou net, die 10de dag van hierdie 7de maand is die dag van versoening, so hierdie twee loop baie naby aan mekaar, hulle volg eintlik so op mekaar, julle moet 'n heilige byeenkoms hou, julle moet julle verootmoedig en vir die Here 'n offergawe aanbied, Levitikus 23 vers 27. So hierdie versoensdag het spesifiek oor verskeie offers gegaan en die versoening wat daar moes gebeur het as gevolg van hierdie offer, so ons beste wat ons vir die Here gee. En dan die hittefees of die loofhittefees, soos baie van ons dit ken. Op die 15de dag van die 7de maand is dit hittefees, 7 dae lank tot eer van die Here, Levitikus 23:34. En die hittefees het hulle help onthou dat hulle op pad is, dat hulle nie moet vasmaak waar hulle is nie, dat dit 'n tydelike tentwoning is vir die koninkryk wat kom, vir die ewigheid wat voorlê. So ons sien dat deur Jesus se koms, sy sterf, sy gee as die groot voorsiener, die versoening wat gekom het as gevolg van die bloed wat aan die kruis gevloei het, baie van, of amper 4 van hierdie feeste dan vervul is deur sy koms. Maar daar's nog feeste wat nog gehou kan word en waarna ons uitsien, wat eintlik 'n vooruitskouing is. So ons het die voorreg om Ou Testament te lees en sien hoe Jesus eintlik daai vervulling van die feeste gebring het. So daarom hoef ons nie meer bokke te slag nie, ons hoef nie meer bloed te laat vloei nie, omdat hy vir ons die versoening gebring het. Hy het alreeds daai fees laat gebeur. Maar dan is daar feeste wat kom. En al hierdie feeste, so hoofbedoeling was, ja, dis die saamwees van families, van gesinne, van 'n gemeente, maar ook om ons te herinner aan die teenwoordigheid van God. Dit is nie net ons saamwees nie, dis die teenwoordigheid van God. So let op dat God hulle beveel om dit te vier. Deuteronomium 6:16 vers 14 tot 15 sê 3 keer, julle moet vrolik wees. So ja, het die fees, maar moet dit nie doen uit 'n grudge of 'n, ek sal nou maar net hiermee saamgaan nie. Doen dit met 'n vrolike ingesteldheid. Jy moet vrolik wees. Vreugde was nie oppervlakkige emosie nie, maar 'n geestelike dissipline van herinnering, van dankbaarheid en van viering. Jesus het hierdie feeste gehou, hy het dit vervul. Ons dink aan die Pasga, Lukas 22 vers 15 sê hy, ek het baie daarna verlang om hierdie Pasga maaltyd saam met julle te eet. As ons dink aan die hittefees, Johannes 7, waar hy sê, waar hy eintlik verklaar, ek is nou die lewende water wat gegee word vir julle. En dan die vervulling wat ons sien in Handelinge 2, die Pinksterfees,
dat hy vir ons die Heilige Gees gee om vir ons te lei na hierdie nuwe lewe wat hy ons na toe roep. So elke fees was vir Jesus 'n geleentheid om God se vreugde te leef en om ons te help onthou dat sy vreugde nog steeds vir ons is. Dat hy nog nie opgehou het om dit in ons harte te sit nie. Maar dit was ook 'n geleentheid waar ons kon dankie sê daarvoor en dat ons dit saam kon vier, die getuienis daarvan vir mekaar deel. Ek wil so 2 minute gou spandeer aan Deuteronomium 14. Dit is vir my so 'n mooi stuk gewees toe ek dit lees. En dis nogal 'n verstommende gedeelte as jy dit vir my kan opsit. Hy sê, jy moet 1/10 van jou oes eenkant sit, 1/10 van alles wat jy elke jaar oes, bring die 10de na die plek wat die Here jou God kies om sy naam te eer en eet dit daar in sy teenwoordigheid. So daarmee is ons almal gemaklik, ons is gewoond aan die gedagte van 'n 10de, jou eerste opbrengs wat ons vir die Here gee om te sê dankie dat ons die vermoë het om te kan werk en dat dit die beste is wat ons vir hom gee. Maar dan gaan hy verder wat ons nie eintlik baie oor praat of sommer oor gesels nie. Hy sê hierdie reëling geld vir die 10des van jou graan, jou wyn, jou olyfolie en die manlike eersgeborenes uit jou grootvee en kleinvee. Natuurlik, ver weg, dit was 'n reis gewees na Jerusalem toe, waarmee jy jou 10des na Jerusalem toe moes vat. By die tempel moes jy dit gaan gee vir die Lewie of die Leviet, en hy sou dit ontvang, die priester sou dit ontvang, en dan sou jy kon jou sondes bely of die reg maak tussen jou en God. En dan gaan hy aan en hy sê, die doel van die 10des is om jou te leer om altyd die Here jou God te eer. Dis die doel daarvan. Dit is geen ander rede hoekom ons dit nog steeds vandag mee leef nie. Dit mag wees dat jy besonder geseën was, maar dat die plek waar die Here jou God kies om sy naam te eer te ver van jou huis af is, jy kan na die volgende vers toe gaan. As dit so is, mag jy die 10de deel van jou oes en van jou diere verkoop en die geld neem na die plek waar die Here jou God kies. Wanneer jy daar aankom, gebruik daardie geld om enigiets te koop wat jy wil, 'n bees, 'n skaap, wyn of bier. Jy en jou huishouding moet dan daar in die teenwoordigheid van die Here jou God fees vier. Moenie die Lewiete in jou gemeenskap vergeet nie, want hulle het geen erfdeel soos wat jy het nie. Nou dadelik sal mense sê, okay, Stefan, dis Ou Testament, ons glo nie heeltemal daai meer nie, maar tog sê die Here vir ons, bring jou beste, maar meer as wat jy gee, raak bewus, ontwaak vir my teenwoordigheid. Want ek kies die plek waar hierdie offer gebring word, en waar ek is, sal vreugde heers. Ons kom nie en ons gee uit 'n blymoedige hart uit. En daarmee, wanneer ek hierdie verse lees, dan beteken dit nie dat ons saamstem dat alkoholisme en die wangebruik van drank of sterk drank reg is nie. Inteendeel sien ons dat soveel huise verwoes word daardeur. Ons sien dat soveel verhoudings seer kry daardeur. Ons sien dat mense dom besluite maak as gevolg van dat hulle eie lewens verwoes. Dis glad nie wat die Here hier probeer sê nie. Wat hy wel sê is, moenie dat dit jou verhinder om in my teenwoordigheid in te kom, net omdat jy nie by die plek kan uitkom of dat jy ver weg is van die plek wat jy gedink jy dit moet by gebeur nie. Wees eerder gehoorsaam met alles wat jy het en kom in my teenwoordigheid in. So God is nie ten gunste van dronkenskap of alkoholmisbruik, alhoewel ons weet, dis een van die grootste vernietigers van vreugde en bring baie hartseer en vernietiging. Die stuk wil ons eerder herinner dat dit in God se teenwoordigheid is wat ons kan feesvier. So as ek moet afsluit vanoggend met 'n vinnige oorskou van Ou Testament, Nuwe Testament, hoe dit 'n opdrag is om met vreugde te fees en feesviering te leef, te kan celebrate. Navorsing het getoon dat daar 3 goed is wat jou gelukkiger kan maak. En as jy daarop fokus, kan dit jou geluk bevorder. Die eerste is jou verhouding met God. Wanneer ons in sy teenwoordigheid is, gebeur daar iets in ons harte, ons gees, in ons menswees. Ons voel ons het tuis gekom. Tweedens is vriende, mense om ons, mense vir wie ons lief is, mense wat ons toelaat in ons lewens, om waarheid te spreek in ons lewens. En derdens is wanneer jy vir ander mense begin lewe. Wanneer jy buite jouself kyk. Dis wat vreugde wakker maak.
En weer, soos wat ek begin het, jy het dalk hier ingestap vanoggend en gesê, Stefan, jy ken nie my storie nie, ek kan nie eintlik hier met 'n glimlag sit nie, en ek het baie empatie en simpatie daarmee. Maar het jy al dit na die Here toe gebring? Het jy dit al met iemand gedeel met wie jy in verhouding staan, 'n konfidant, iemand wat die Here saam met jou kan vertrou, saam met jou kan bid daarvoor? En het jy al so bietjie buite jouself gekyk? Ja, jou gat is groot. Die omstandighede, dit waarin jy sit, is oorweldigend. Maar dit wat daar buite is, moet ons herinner dat God nog nie klaar is met jou nie. So eerstens, ek is oortuig daarvan dat die vreugde uit stilte gebore word. Wanneer ons in sy teenwoordigheid sit, word ons gevul met sy woord, met wie hy is en met die waarheid. Ons leef nie in die oomblik nie, want dan dink ons baie keer dat ons nie weet wat kom nie, of baie van ons hou vas aan dit wat nog was, en daarom kan ons nie om nou hier voel en beleef nie. Tweedens, moet jy weer tyd spandeer saam met die regte mense in jou lewe. So kom uit by die mense wat jou bou, jou weer energie gee, weer vir jou 'n lus vir die lewe gee. Kom uit by die mense wat vir jou omgee, en wat wil sien dat jy suksesvol is, en dat dit goed gaan met jou. Hulle is gewoonlik vol vreugde en vol energie. En as jy net 'n rukkie in hulle teenwoordigheid was, dan voel ons baie keer ook sommer net beter. Miskien moet jy 'n vreugde mentor kry. Iemand wat jy kan bel of kan sê, gesels bietjie net met my. Dis wat in my lewe aangaan. Iemand by wie jy kan leer om meer vreugdevol te wees. So het jy al agtergekom dat mense wat vreugdevol is ook altyd baie dankbaar. Want hulle weet, hulle vreugde is nie in omstandighede vasgemaak nie, maar eerder in God se werk. Ons altyd iets waarvoor ons kan dankbaar wees, en hulle help ons, daai mense wat naby aan ons is, om dit raak te sien. So vreugde is 'n baie aansteeklike ding. Jy was dalk al saam waar 'n kleintjie begin lag, so lekker uit sy maag uit, en jy kan nie anders as om saam te lag nie. Ek hoor gereeld van daai gelag in ons huis, maar dit is meestal omdat daar Instagram cat video's gekyk word, of hondjie videoetjies. Maar wat ook al jy moet doen, miskien moet jy weer die ingesteldheid kry, om saam met ander en by God net te lag. Laastens wil ek jou aanmoedig om die dissipline van feesvier aan te leer. Dis tyd wat jy neem om die lewe en die mense wat in jou lewe is te vier. So in hierdie tyd, maak jy weer kontak met die mense in jou lewe, wat vir jou baie beteken. Miskien moet jy uitreik na hulle toe, miskien moet jy weer aan daai verhouding begin bou, daai verhouding wat vir jou vreugde eens gebring het. Dit laat jou besef wat 'n groot gawe die lewe is. En vanoggend net met dit wat ons saam met Bryden beleef het, hoe hy net staar na die prentjies en die beelde en die kleur, maak 'n mens wakker vir dit wat die lewe oorgaan. Miskien is dit om 'n goeie boek te lees. Miskien is dit om jou na jou gunsteling musiek te luister. Wat daarmee saamgaan is die dissipline om iets van jouself te gee. Dallas Willard haal vir C.S. Lewis aan, en in C.S. Lewis se boek Screwtape Letters is dit hierdie twee demone wat met mekaar praat, Screwtape en Wormwood. En Screwtape raas so 'n bietjie met Wormwood omdat hy toelaat dat Wormwood die een wat hy moet tormenteer, die een wat hy moet beïnvloed, toelaat, sy pasiënt, soos C.S. Lewis na hom verwys, toelaat om te geniet wat hy wil geniet. Hy lees die boek wat hy graag wil lees, hy sien goed wat hy graag wil sien, hy wil graag buite gaan stap en die tormentor laat hom toe om dit te doen. Ek wil daai stukkie net vir ons lees, dit is so mooi, soos wat C.S. Lewis dit skryf. Hy sê, "Certainly this will seem far too hedonistic to many of us, but we dishonor God as much by fearing and avoiding pleasure as we do by dependence upon it or living for it." En dan gaan hy aan, Uncle Screwtape, he's chiding his demon protege, Wormwood, for allowing his patient to read a book he really enjoyed and take a walk in the country that filled him with joy. In other words, says Screwtape, you allowed him two real positive pleasures. Were you so ignorant as not to see the danger of this? Then he elaborates, the man who truly and disinterestedly enjoys any one thing in the world
for its own sake, and without caring twopence what other people say about it, is by that very fact charmed against some of our subtle modes of attack. Hy praat van hoe hulle aanval. As ons toelaat dat hulle geniet wat hulle kan geniet, die lewe kan geniet, dan kry ons nie hou vas op hulle nie. You should always try to make the patient abandon the people or food or books he really likes in favor of the best, wat nog gaan kom, wat kan wees, the best people, the right food, the important books. I've known a human defended from strong temptations to social ambition by a still stronger taste for tripe and onions. He made the pleasures. All our research so far has not enabled us to produce one. Screwtape en Wormwood praat van God, wat hierdie gawe gegee het om te kan geniet, om te kan feesvier. En hy sê, partykeer sit ons die lewe op hou vir dit wat nog kan kom, want eendag gaan ek aftree, eendag gaan ek feesvier, eendag sal die Here my raak sien, my bootjie gaan inkom, in plaas van in ons hier en ons nou. Kom ons wees saam, kom ons lag, kom ons feesvier, en miskien moet jy dit aanleer. Dit is nie natuurlik vir meeste van ons nie. As jy vir my die laaste vers kan opsit, want dis waarmee ek ons wil los vandag. Nehemia 8 vers 10 sê, Nehemia die gouverneur, die skrifgeleerde priester, Esra en die leviete wat die gemeente onderrig het vir die hele gemeente gesê, hierdie dag word gewy aan die Here, julle God. Moenie treurig wees nie, moenie huil nie, dit was omdat die hele gemeente gehuil het, by die aanhoor van die wet. Die wet het hulle mismoedig gemaak, want hulle het besef, ons is verdoem, ons gaan nie daarby kan uitkom nie. Nehemia het verder gesê, gaan vier fees, eet en drink en deel uit aan die wat niks voorberei het nie. Hierdie dag word gewy aan ons Here. Moenie bedroef wees nie. As julle die Here met blydskap dien, sal hy julle beskerm. Dis die opdrag. Dien die Here. Blye gawes. Elke dag. As ek dink aan Filippense 4 vers 4. Nog een van daai liedjies wat ons gesing het in die sonnaarskool. Filippense 4 vers 4 sê verbly julle in die Here. Verbly julle. Jy weet. Reino is my neefie en sy ouma tannie Sophie het ons altyd moes voorberei. Ons het kerke teen mekaar kompetisies gehad en dan moet ek 'n liedjie sing en dan sê sy hoor en dan sê ek het nie verstaan wat's hoor nie. Verbly julle. Miskien is dit nodig dat jy net weer lag en die mooi in die skrif raak sien. En dis waarmee ek julle wil uitstuur. Ons wil dankie sê vir elke een van ons medewerkers wat saam met ons hande vat hierdie laaste jaar. Julle maak so groot verskil. Die feit laat julle glimlag. Ons medewerkers by die deur, elke een wat iets uitrol. Ons wil vir julle net sê, julle bless ons. En is vir ons lekker om saam met julle te dien, om te sien hoe die koninkryk van die Here kom, hoe mense nader aan die Here begin leef, as gevolg van elke een se stukkie wat hy bydra. En as jy nog nie dien nie, maak seker dat jy saam met ons volgende jaar aanpak, maar vir julle wat hierdie jaar gedien het, en ons medewerkers is, jou medewerker leier het al reeds na jou toe uitgereik, jy het jou moontlik 'n kaartjie gekry, en ons wil saam met jou fees vier, jy kan vir jou 'n roomys buitekant gaan haal, dis op ons wil sê dankie daarvoor, mag daar nog baie saam met ons wees, en ons sien raak wat julle doen, ons sien die opofferings wat julle doen, en dat julle dit altyd met 'n glimlag doen. Daarvoor is ons so dankbaar. So ons wil jou bless, as jy nie 'n kaartjie ontvang het van jou medewerker leier af nie, gesels net met Wendy, sy sal ook daar buitekant wees. Vir die ander wat 'n roomys wil hê, kom ons gee net so 'n oombliekie, dat ons medewerkers 'n roomys kry, of kuier net langer, sodat jy saam met jou kinders 'n roomys kan eet. Dit gaan hulle lewe beter maak. Roomys maak altyd die lewe beter. So, ons wil julle ook sommer net saam met julle feesvier vandag en sê dankie vir dit wat julle vir ons beteken. Ek herinner julle aan ons Dinsdag aand kuier saam met ons mannebediening in die chapel. Die 9de November, die Sondag, gaan ons 'n senior kuier hê, ook in die chapel. So ons sal die details begin aanstuur. Seniors, almal wat by Builders Warehouse met afslag kan koop. Kom ons maak maar daai enetjie. Ek wil nie 'n ouderdom aan dit sit nie. So,
as jy saam met ons wil kuier, ons wil 'n plekkie skep, jou beter leer ken, so jy is welkom om dit te doen. En dan ons klein groepe is net 'n plek waar jy bietjie hierdie gesprek kan verder vat. Ons is die laaste paar weke besig met die ontwaak reeks en ons gesels in ons eie lewens. Hoe lyk dit om te kan feesvier? So kom ek bid vir ons saam. Hemelse Vader, dankie dat vanoggend aan U opgedra kan word. Van ons eerste worship song af tot Nehemia se stukkie wat sê, wees bly, want ons ken U. U teenwoordigheid is vir ons genoeg. En daarmee maak ons nie ons huidige omstandighede af of sien neer op die donker oomblikke in ons lewens nie, maar selfs daar kom U lig en U tree in en U bring die blydskap in ons, Here. So dankie dat ons as 'n gemeente kan feesvier en kan sê, we want to celebrate the goodness of God. Hierdie is die dag wat die Here gemaak het en ons wil bly wees daaroor. Dankie dat ek dit vir elkeen kan bid, dat ons kan uitgaan en ook hierdie vlam kan gaan aansteek, verander met ons teenwoordigheid, met ons blydskap in ons huise, in ons vriendskappe, in ons tyd saam met U, maar ook in die wêreld daar buite. Ons bid dit in U naam. Amen. Amen. Mag julle geseënde Sondag hê. Kom kuier lekker saam met ons en dan sien ons volgende week vir die volgende.